Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Vandag is dit die 22ste Mei, die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor ons as landbouers. En ons is deur die Here aangestel om uit te gaan en saad te saai. En dan ek weet nie of ons ooit die oes gaan inbring nie. Ek betwyfel dit. Eendag miskien as ons in die hemel is, dan sal ons die oes sien van dit wat ons gesaai het, maar dalk nooit hier op aarde nie. So moenie moedeloos raak en moed opgee en sê ag, ek het nou saad gesaai, maar dit lyk net nie asof daar enigsins iets groei nie. Dit is nie ons werk om te laat groei nie. Jesus laat groei, maar ek wil julle eintlik vertel 'n verhaal hier uit Matteus 21 waar jy nie eintlik, dit word nie gesê dis Jesus nie, maar as jy dit lees, dan word dit oopgebreek, dan kom jy agter, maar dit is Jesus waarvan hier gepraat word. Maar kom ons lees hier in Matteus 21 en ons gelees die gelykenis van die landbouers hier vanaf vers 33. Luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het en hy het 'n heining daarom gesit en 'n parskyp daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou. En hy het dit aan landbouers verhuur en hy het op reis gegaan. En toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om die vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem, die een geslaan en die ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig. Weer het hy ander diensknegte gestuur, maar die eerste het hulle het net so gemaak soos met die eerstes. Nou hierso is dit die profete wat uitgegaan het en die priesters wat die woord van God verkondig het en vir die mense gesê het, hulle moet hulle bekeer en hulle moet hulle na Jesus toe draai. Op laas het hy sy seun na hulle toe gestuur en vir hulle gesê, hulle sal my seun ontsien. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam. Kom, laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom buitekant die wingerd gewerp en doodgemaak. Nou as ons na Hebreërs 13 gaan kyk, verse 10 tot 12. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om van te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriesters in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Dan gaan ons aan hier vanaf vers 39, 40. So wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy dan aan daardie landbouers doen? Hulle antwoord hom, die slegte mense, hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. Jesus sê vir hulle, het julle nooit die skrifte gelees wat sê, die steen wat die landbouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem word en aan 'n volk gegee word wat vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val sal verpletter word, maar elkeen wat op wie hy val, die sal hy vermorsel. Toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek en hulle het hulle toe nou probeer om hom in die mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat die hom vir 'n profeet gehou het. Kom ons wees landbouers en saai saad van geregtigheid en van vrede en van vreugde, sodat die aanhoorders daarvan bly sal wees om die Here te wil dien, met die wete dat hierdie is net 'n verbygang. Ons gaan nie vir ewig hier bly nie, maar daar is 'n ewige tuiste wat vir ons wag. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U ons aangestel het as landbouers. Here, sodat ons saad kan uitsaai. Here, soos wat Matteus 28 sê, dat U ons aangestel het sodat ons disippels kan gaan maak van alle volke en nasies en tale, en sodat ons hulle kan doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en hulle kan leer om U woord te onderhou. Here, help ons in hierdie saak, en dit is my gebed in Jesus naam. Halleluja, amen en amen.